Goeienaand Leefgemeente. Dis Paasfeesweek. En vanaand is dit Heilige Donderdag. Is donderdag aand en wat ons deur die hele donderdag vier is die Paasfeesete, die nagmaal soos ons dit ken. Maar al wat ek wil julle moet net ook onthou is Jesus is vandag 3 uur van die kruis afgehaal en begrawe. Vandag is hy gekruisig en ons gaan môre aan sy kruisiging dink op Goeie Vrydag, maar hy is vandag gekruisig. En hy is donderdag aand en Vrydag aand en Saterdag aand en Sondag in die graf. En vir die disippels was dit vreeslik moeilik, want niemand het werklik geglo hy gaan uit die dood uit opstaan nie, en ons sou dit ook nie geglo het nie. En so verbeel jou hoe die disippels voel vanaand, verbeel jou hoe hulle voel na alles wat hulle deur was, en hulle kon nie verstaan wat hy gesê het hy moet kom doen nie. Vanaand moes 'n baie moeilike aand gewees het van ongeloof en twyfel, miskien selfs stryery tussen mekaar. Jy kan dink vir Thomas gesê het en wat Johannes sou gesê het, hoe die vrouens sou gevoel het. En so vanaand as ons dink aan die Paasfeesete, dan doen ons dit as ons terugdink en dink die disippels het 10-1 vasgehou vanaand aan daai ete wat hulle geniet het met Jesus. Want daai ete was vol gelaai met soveel goud van God af. Ek meen dit het begin met voete was. Maar hulle het geglo Jesus is wie hy sê hy is en dat hy die koning van die wêreld gaan kom word en hy buig af en was jou voete. Ons sou getwyfel, ons sou gesê het, nee, as nie 'n manier nie, net soos Petrus. En Jesus sê, as ek jou nie kan dien nie, kan jy geen deel aan my hê nie, want dit is God wat ons dien. Ons kan hom niks gee nie. As ons sy voete was, sal sy voete vuil bly, maar God se voete kan nie vuil wees nie. Hele woord wat ek sê, ons kan nie iets vir hom doen nie. Hy moet iets vir ons doen. Hy is God. Alles wat ons offer, is nie goed genoeg nie. En daarom bedien hy ons. En maak hy ons skoon. Was hy ons skoon. Moenie dink wat jy offer is so waardevol nie, wat hy offer is alles. Offer vir mense, wat Jesus vir jou offer. En dan natuurlik leer hy ons soveel dinge. Dan tussentyd is daar 'n vriend wat hom in die rug steek en die Here vertel ons by hierdie ete. Mense gaan jou seermaak, van jou beste vriende gaan op jou draai. Mense wat sê hulle is met jou, gaan sê ek sal saam met jou doodgaan, sê Petrus. En Jesus sê, jy gaan val Petrus, want die duiwel wou julle almal steel, maar ek het vir julle gebid, dat as jy val, jy weer sal opstaan en terugkom. En mag jy ook leer, dat as vriende jou seermaak, en jou verraai, dat jy sal kans gee, dat hulle val, maar weer opstaan. Petrus het weer opgestaan. En ons sien al daai spanning in hierdie ete, reg deur die ete, dit was 'n baie lang ete gewees, ure aangehou. Maar by die heel laaste beker, daar was 4 bekers, na aandete verby is, en die laaste beker kom, die laaste beker was aanbidding, om vir God dankie te sê. Toe vat hy eers van die laaste bietjie brood wat oorgebly het, en hy breek dit, en hy sê, julle moet hoor, hierdie is my liggaam wat vir julle gaan breek. Ek gaan vir julle 'n offer wees. Want God is nie tevrede met die offers wat julle bring nie. En dit tel teen julle. En sy woede brand teenoor julle. Want julle offers is nie heilig nie. En so hy gaan vir julle 'n heilige offer gee. Ek gaan my lewe neerlê om julle siele te was, soos ek julle voete gewas het. Om julle te vergewe, soos wat ek julle vanaand vergewe het. Ek is die brood van die lewe. Eet van my, en jy sal leef. En hy skeer daai brood in 2, soos die see oopgeskeer is, en die Egiptenare verdrink het, en die Israeliete gered is. Soos die gordyn van die allerheiligste geskeer is, en ons kan ingaan, waar net God mag wees, want is heilig. Hy skeer die lam in 2, en God skeer die diere in 2, en maak 'n verbond met Abraham, 'n ewige verbond oor die hemel, en hy skeer daai diere in 2 stukke, en hy skeer daai brood in 2, en hy sê, nou is dit ek,
wat in twee geskeur gaan word vir julle. En dan vat hy die beker, sodat ons iets het om vir dankbaar te wees, en hy vat die aanbiddingsbeker, en hy sê, loof hom nou, dit is volbring, dit is gedoen, al wat julle nou kan doen is, dankie sê, kom na my huis, en aanbid hom vir wat hy vir jou gedoen het. En hulle stap uit die vertrek uit, en hulle sing lofliedere, al die pad, tot by die berg van Olywe, waar hy gaan bid en gedruk gaan word in die pres van Olywe, en hulle sing aanbiddingsliedere deur die aand, en Jesus bid tot die vroeë oggendure. Mag jy op hierdie heilige donderdag waar ons die ete vier, mag jy die ete verstaan. Mag jy daarvan drink, en mag er 'n klein bietjie vrees oor jou siel kom, omdat jy verstaan wat nodig is vir jou, sodat jou saak met God reggemaak kan word. Mag jy verstaan dat jou goeie dade en jou goeie houdings en jou goeie intensies en jou ou goeie hartjie nie goed genoeg is om jou saak met God reg te maak nie. En dat dit nie was vir hierdie ete nie, dan het God se woede teenoor jou gebly brand. Maar mag hy vrees verander in 'n loflied, dat as jy sien hoe Jesus se liggaam geskeur word, jy kan sê, Here, ek is jammer en dankie. Dankie dat U gedoen het wat ek nie self kan doen nie. U is waarlik die Messias vir my redder. Geniet hierdie ete. Geniet hierdie ete. En as jy hierdie video kyk na julle aandete gehad het, geniet dan môre aand julle aandete en dink aan hierdie Paasfees ete môre aand. Ons as 'n kerk en gemeenskap gaan bietjie op die strand kom môreoggend as dit donker is, en ons gaan hierdie donker aand van donderdag aand beleef, soos die disippels nie weet wat aangaan nie. En as die Here wil, sal ons die son sien opkom, en ons sal ervaar wat Sondag moes beteken het, toe ons Christus sien opstaan uit die dood en hierdie ete sy vervulling kry. Maar tot dan, onthou hierdie woorde wat Jesus gesê het aan die begin van die ete. Ek het so baie uitgesien om hierdie ete saam met julle te geniet. Want hierdie is die laaste keer wat ek die ete saam met julle sal geniet, totdat ons dit weer saam eet in die hemel, waar dit sy volle betekenis sal kry. Ek kan nie wag om die Paasfees ete saam met Jesus te eet en te sien hoe dit sy volle betekenis in die hemel kry nie. Wat asemrowende ete. Ek kan nie wag nie. Maranatha. Kom Here Jesus, kom. Maar tot dan, geniet die Paasfees ete van 2025 met jou familie, jou vriende, vreemdelinge. Mag God jou iets gee om te sê. En mag dit vol genade en goedheid en guns wees. Kom ons dien mekaar. Ek's lief vir julle. Dankie Here vir die Paasfees ete. 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 Ons loof U en prys U. Dankie Here vir die Paasfees ete. En die liefde van die Vader, en die genade van sy Seun, en die samesyn van die Heilige Gees. Dankie Here vir die Paasfees ete. Amen en amen.